gedeeltes in die Bybel. Dis 'n storie wat ons vir ons kinderkerk ook vertel. Jy weet, ons party tekste wat moeilik is om vir kinders te vertel, maar Handelinge 8 is een van daai. Dit gaan oor Filippus in Ethiopië. Dis waar ons vanoggend is. Okay, so jy was met Pinkster hier, jy het gesien, dit was great. Ons is opgewonde oor wat die Here besig is om te doen en oor wat die Heilige Gees besig is om los te maak in Basileia familie, geloofsfamilie. Maar help my gou net. Antwoord net gou die vraag daar tussen mekaar. So as jy nou met jou kinders hier sit, dan is dit nou 'n tyd om saam met jou kinders daaroor te praat. Of as jy hier so sit en jy's alleen, asseblief draai so 'n bietjie om en sorg dat niemand alleen sit. Die vraag is, wat is die ultimate werk van die Heilige Gees? Wat is die ultimate werk van die Heilige Gees? Okay, julle het 'n minuut. Praat gou dan met mekaar. Alright, Handelinge 8 help ons. Handelinge 1 vers 8 help ons daarmee. Julle kan gou daai eerste enetjie op die bord gooi. Hier sê ons, Maurice het dit vanoggend vir ons gelees. Dis die tema van ons preekreeks waarmee ons besig is en ons gaan hom vanoggend saam lees. Jy lees die gedeeltes in geel. Maar hardop, ek wil jou hoor. Okay, maar julle sal wat? Krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld. So die werk van die Heilige Gees, die ultimate werk van die Heilige Gees, wat kom saam met al die gawes van die Heilige Gees en al die vrug van die Heilige Gees. Die ultimate werk van die Heilige Gees, as jy dit in een sin moet opsom, is dat die Heilige Gees jou bekragtig om 'n getuie van Jesus te wees. Alright. Dis hy, in kort opgesom. As iemand vir jou vra wat is die werk van die Heilige Gees, dis dit. En dis wat ons sien in Handelinge 8 gebeur. In Handelinge 8 het ons nou so oor 2 weke gehoor, het die evangelie begin versprei. Die evangelie versprei nie oor mense daarvoor beplan het nie. Note to self. Okay, hier was nie kerkrade en kommissies betrokke en strategiese planne nie. Die evangelie versprei as gevolg van vervolging. Saulus was daarop uit om elke Christen te vang en hom of haar in die tronk te gooi en die Christen het begin vlug en saam met hulle die goeie nuus van Jesus gevat. Okay? So dit wat Saulus vir kwaad bedoel het, het God gebruik om die goeie nuus van Jesus te versprei en hier is wat ons in Handelinge 8 en hierdie klein stukkie storie van die ontstaan van die kerk sien. God laat alles goed uitwerk volgens sy volmaakte raadsplan. Ek wil hê jy moet dit hoor, ek wil hê die pennie moet vanoggend drop, so ek gaan dit weer sê, God laat alles goed uitwerk volgens sy volmaakte raadsplan. Daar was nog nooit 'n oomblik in die geskiedenis waar God nie absoluut en volkome in beheer was nie. Niks wat op hierdie aarde gebeur val buite God se kennis, God se mag of God se heerskappy nie. En miskien moet jy vanoggend daaraan herinner word, want ek weet nie waar jy is en waar jy op hierdie oomblik gaan nie. Ek weet nie waarmee jy stoei nie, maar die meeste van ons wat vandag hier sit, stoei met iets. En ek wil net vir jou sê, God is in control. Alright. Ons het laasweek vir mekaar gesê, dat ons die Handelinge 8 net moet lees as 'n stuk geskiedenis van dit wat gebeur het toe die kerk ontstaan het nie. Ons moet dit ook lees as instruksie vir vandag. Dis 'n blueprint. Hier gee God vir ons alles wat ons nodig het om te weet en te verstaan van hoe om die kerk te bou, hoe om die evangelie te versprei, hoe om mekaar te versorg, hoe om die onbereiktes te bereik. Dis God se blueprint vir ons. So nou kan jy jou Bybel gou saam met my vat en ons lees vanaf Handelinge 8 vers 26. 'n Engel van die Here het vir Filippus gesê, maak jou klaar en gaan teen die middag na die pad wat van Jerusalem af Gaza toe loop. Dit is 'n stil pad. Filippus het toe klaar gemaak en gegaan. 'n Ontmande Ethiopiër wat 'n hoë pos beklee het aan die hof van die Kandake, soos die koningin van Ethiopië genoem is, en wat haar geldsake beheer het na Jerusalem toe gekom om te aanbid. Hy was nou op pad terug, belangrik, en het op sy wa gesit en lees uit die profeet Jesaja, ook belangrik,
En toe sê die Gees vir Filippus, gaan loop saam met daardie waal. Filippus het daarin gehardloop en gehoor dat die man uit die profeet Jesaja lees. Hy vra toe vir hom, verstaan u wat u lees? Die Ethiopiër antwoord, hoe sou ek kon as niemand dit van my uitlê nie? Hy het Filippus gevra om op te klim en by hom te kom sit. Die skrifgedeelte wat hy gelees het was dit, soos 'n skaap is hy gelei om geslag te word. En soos 'n lam wat stil is as hy geskeer word, het hy nie sy mond oopgemaak nie. In sy vernedering het daar nie reg aan hom geskied nie. Wie sal van sy nageslag kan vertel? Sy lewe op aarde word beëindig. Die amptenaar vra toe vir Filippus, sê vir my, asseblief, van wie praat die profeet hier? Van homself of van iemand anders? Filippus het by hierdie skrifgedeelte begin en die evangelie oor Jesus aan hom verkondig. Onderweg kom hulle toe by water aan en die amptenaar sê, hier is water, wat verhinder dat ek gedoop word? En as jy nou skerp oog het, dan sien jy ons spring van vers 36 na vers 38 en daar's nie 'n vers 37 nie. Okay, party manuskripte voeg hierby en Filippus het vir hom gevra, glo jy in Jesus? En die amptenaar het geantwoord, ja, ek glo in Jesus Christus. So sy geloofsbelijdenis wat hierin was, maar ouer manuskripte wat ons ontdek het dit nie in nie, en daarom sit hulle in jou Bybel waarskynlik, as jy nie vers 37 het nie, 'n voetnoot daaronder in, wat net vir jou sê, ander manuskripte sit hier ietsie in, ons laat hom weg, want ons gebruik 'n ouer manuskrip. Okay, so by the way, vers 38, toe het hy die waal laat stilhou, Filippus en die hofdienaar het albei in die water ingegaan en Filippus het hom gedoop. Toe hulle uit die water kom, het die Gees van die Here vir Filippus weggeneem. Die amptenaar het hom nie meer gesien nie en het sy reis met blydskap voortgesit. Filippus is later in Asdod aangetref. Hy het daarvandaan deur al die dorpe gegaan totdat hy in Caesarea gekom het en oral het hy die evangelie verkondig. Alright. Dis hoe ver ons lees vandag. So Filippus was tussen Jerusalem en die Samaritaanse dorpies heeltyd besig om die evangelie te verkondig. Hierdie is Filippus die evangelis, nie die apostel nie. En hy was heeltyd besig om siele vir die koninkryk van God te wen. En vanuit die res van Handelinge en die begin van Handelinge wat ons tot dusver gelees het, weet ons dat die kerk in hierdie tyd eksponensieel gegroei het. Duisende mense het elke dag, wanneer hulle die nuus van Jesus Christus hoor, die verlossing van Jesus vir hulle lewe aangeneem, hulle tot bekering gekom en deel geword van die kerk. Maar dan roep die Here vir Filippus vanaf hierdie vrugbare sendingveld af na hierdie stil paadjie ergens in die woestyn. Die korrekte vertaling hier is 'n verlate pad. 'n Verlate pad. Met ander woorde, verlate sê vir ons, daar was nie regtig mense daar nie. Kyk, verlate. So hoekom sal die Here vir Filippus gaan wegvat, daar waar die sendingveld reg is en ryp is vir die oes, na 'n plek waar daar eintlik niks aangaan nie. 'n Verlate plek. Hoekom dink jy? Ek soek nie 'n antwoord nie, hou net vas. Hoekom dink jy? Okay, hou daai vas, ons gaan nou so 'n bietjie later daarby uitkom om hierdie vraag te antwoord. Wat ons hier sien is, Filippus vra nie. Ons lees, hy het klaar gemaak en gegaan. En hierdie optrede van Filippus wys vir ons iets van ons eie gehoorsaamheid aan die Heilige Gees se leiding moet lyk. Ons moenie die Here bevraagteken nie. Baie keer wil ons die leiding van die Heilige Gees rasionaliseer. Ons wil dit vir onsself uitredeneer. Iets moet vir ons logies sin maak, voor ons bereid is om ons nek uit te steek. Maar die ding is, die Heilige Gees, die Here, werk nie binne die grense van ons logika nie. Inteendeel, as jy mooi in jou eie lewe gaan dink, en jy gaan dink aan daar waar daar goed gebeur het, waar die Here goed in jou lewe gedoen het, daai noemenswaardige gebeurtenisse in jou lewe, het altyd gebeur buite
die grense van waarskynlikheid, buite die grense van wat jou logiese denke vir jou gesê het, moet gebeur of sal gebeur. En prys die Here, hy word nie ingeperk deur my gedagtes oor hom nie. Want my brein is net so groot. En ek kan net nie vir God in my brein inpas nie. God is net te groot. So prys die Here ook vir dit. My verskonings en die probleme wat ek voorsien, perk nie die Here in nie. Okay? Want as dit sou die Heilige Gees niks deur my gedoen kon kry nie. Amen. Hoeveel keer voel jy daai beweging van die Heilige Gees in jou? En hoeveel keer redeneer jy dit weg? Okay. Miskien moet jy vandag by Filippus leer, maak klaar en gaan. Staan op en gaan doen daai ding. Miskien is dit 'n goeie tema vir die preek gewees. Ek dink altyd te laat. Staan op en doen daai ding. Ons moet dit inskryf vir 'n liedjie. Ek dink dit kan nogals 'n lekker koor maak. Staan op en doen daai ding. Nee? Okay, net ek. Ons moet ophou om verskonings te maak. Julle is 'n tough crowd, okay? Ons moet blindelings gehoorsaam wees. Dit is wat die Heilige Gees van ons vra. So Filippus maak klaar, hy gaan na hierdie verlate pad toe. Hy vra nie vir die Here hoekom nie. Hy vra nie vir die Here, Here, berei my nou voor vir wat ek hier gaan teekom nie. Hy sê net, Here, ek vertrou U, hier gaan ek. En dan gaan hy. En op hierdie verlate pad, raai wat, toe is daar iemand anders. Dit is so asof die Here geweet het. Okay? En die ander persoon is die persoon waarin God hom toe stuur. En van hierdie persoon vertel die Bybel vir ons 'n paar goed. Die eerste ding wat ons van hom weet is, hy was 'n Ethiopiër. Nou die Nuwe Testament gebruik die woord Ethiopië, maar wat Ethiopië vandag genoem, of wat daai tyd genoem was eintlik die koninkryk van Kus, okay? So, en dit stem meer ooreen met die hedendaagse Sudan. So, dit was so ongeveer 2000 kilos van Jerusalem af weg. Okay? Hierdie Ethiopië waarvan hulle hier praat, die koninkryk van Kus, hedendaagse Sudan, was 2000 kilos van Jerusalem af weg. En dit lei ons tot die vraag, wat maak hierdie ou so ver van sy eie land af? Hy het nie Aries gehad daai tyd nie. Hy het ook nie 'n kar gehad waarmee hy gery het nie. Hierdie ou moes op 'n perd kom om hier te wees. En ons lees in vers 27 dan hoekom hy hier is. Hy het gekom om te aanbid in die tempel in Jerusalem. Nou, die tweede ding wat ons van hierdie man weet is, hy was 'n eunuch. Dit sê moeilik vir my. Daar staan, hy was 'n ontmande Ethiopiër. 'n eunuch in Engels. Okay. En hy het vir die koningin van Ethiopië gewerk. Hy was haar tesourier gewees. Hy het haar geldsake hanteer. En dis 'n belangrike detail. Wat ons hier moet hoor is dat 'n manlike persoon wat vir 'n koningin of in die koningshof vir die koningin gewerk het, was daar altyd 'n moontlikheid van ontrouheid. So, om die koningin te beskerm, sou die koning vereis dat enige man wat in haar hof dien, die kinders kan later vir die mamas en papas vra wat dit beteken, gekastreer moet word. Okay. Om sodoende 'n eunuch, maar is seker reg. Eunuch. Okay, dink jy so? Okay, alright. Dit het ook gegeld vir die mans wat in die koning se harem gewerk het. En wat dit letterlik sou behels, is dat hierdie manspersoon se anatomie, 2 woorde, afgesny en vergrys moet word. Okay, so dis wild. Dit klink wild, dit is wild. Met die doel om hierdie persoon te steriliseer en, hier is die belangrike woord, te feminiseer. Want indien jy nie daai geslagsdele het nie, en dit is nie, as hulle dit vergrys het, ja, moeilik, maar dis kom verduidelik in die deel. As hulle dit gedoen het met 'n man, was dit met die doel om hom te vervrou
want verstaan julle? Okay, dankie. So ons lees dat hierdie man so al wat ek wil sê is dit was 'n traumatiese gebeure. Jy kan vir jouself indink vir enige mens. En hierdie het nie noodwendig gebeur toe hy klein was nie. Hy is waarskynlik as 'n slaaf gekoop en dit het met hom gebeur as volwassene. Toe hy's waarskynlik aangestel toe hulle gesien het hy het 'n sekere skillset. Hy kan met geld werk. En omdat hy aangestel is toe nou om vir die koningin te werk, toe moes hy deur hierdie traumatiese proses gegaan het. So hier sit 'n man met trauma. Okay. So ons lees dat hierdie man so ver van sy eie land afgekom het om te aanbid in Jerusalem, maar die teks sê vir ons, hy het na Jerusalem toe gekom om te aanbid, nie hy het in Jerusalem aanbid nie. Alright, belangrik. So dit sê, hy het gekom om te, wat impliseer, hy was nie suksesvol nie. Hoekom sou hy nie suksesvol gewees het nie? Hoekom sou hy dalk nie kon aanbid in Jerusalem nie? Want uit die wet in die Ou Testament weet ons, iemand wie se geslagsorgane, dit staan net so in Deuteronomium 23 vers 1, daar staan, iemand wie se geslagsorgane verbrysel is, of iemand wat ontman is, mag nie 'n lid van die gemeente van die Here wees nie. Okay. En dan kry ons argeologiese opgrawings wat die ouens nou ontdek, en dit is waarskuwingsborde wat om die tempel opgesit is, en dit lyk so, julle kan gaan vir my daai skyfie opsit, daar's 'n inskripsie op daai borde wat hulle daar opgesit het. Dit is so 'n klipbord en hulle het nou meer as een van die goeders opgegrawe. En daar staan in Grieks, geen vreemdeling mag binne die omheining van die heiligdom ingaan nie. Wie ook al gevang word, sal self verantwoordelik wees vir sy eie dood. Daar's ander inskripsies wat sê, geen vreemdeling of geen ontmande man. So die woord eunuch word daarby gesit. Okay, so geen vreemdeling of ontmande man mag binne die omheining van die heiligdom ingaan nie. Wie ook al gevang word, sal self verantwoordelik wees vir sy eie dood. Met ander woorde, dit was strafbaar met die dood as jy daar ingaan. So nie net was hierdie Ethiopiër 'n vreemdeling nie, hy was ook ontman en dit het hom dubbeld gediskwalifiseer om in die tempel en in die tempelkompleks te kan ingaan. So hy het 2000 km ver gereis op 'n perd. Nou ek het nou die dag, as ek sê nou die dag, dan is dit seker 3 jaar terug, gaan perdry. Ek is nou klaar met perdry. As jy nie perdry fiks is nie, dan is dit 'n willige stampingstotery op jou rug. Ek het die volgende dag nie geweet wat het met my gebeur nie. Ek was oortuig daarvan ek is besig om dood te gaan. Toe onthou ek het perd gaan ry en dis net al jou spiere en alles werk saam as jy perd ry. Nou selfs okay, hierdie ou het op 'n wa gesit. Okay? Ek was nou die dag by die see toe ek op 'n rickshaw gaan ry. Die volgende dag was ek ook styf. Want daai ou wip en spring so, jy keer, sonder dat jy agterkom, jy kompenseer vir die geruk en geplikkery van die rickshaw wat so spring. En die volgende dag was ek net so styf gewees. So, imagine, jy moet 2000 kilos in jou kar ry. Dit is al klaar bad. Okay. Imagine, jy moet 2000 kilos in 'n perdewa ry. Okay, so julle is met my. Hy het met hierdie perdewa, net so by the way, in goeie weersomstandighede, so ideale weersomstandighede, kan hierdie ou, as elke dag perfekte weather conditions was dit 2 tot 3 maande, een rigting, wat hy gery het. Net vir hom daar aan te kom, en met leë hande te moet omdraai, want die tempelwagte wou hom nie laat ingaan nie, en hy het hierdie borde gesien, en alles het hom verhinder om daarin te gaan. Hy mag nie daarin gegaan het nie. Dit is 'n baie ver, extreme reis om te onderneem, om nie jou doelwit te kan bereik aan die einde nie.
En ergens in sy lewe het hierdie Ethiopiër van God gehoor, die God van Israel gehoor. In alle waarskynlikheid het iemand vir hom vertel van hierdie God wat lief is vir die vreemdeling, want dit is hoe die geskrifte God uitbeeld. Deuteronomium 10 sê dit net so, by the way. God is lief vir die vreemdeling. En hy besluit, hy wil hierdie God gaan sien, hy wil hierdie God leer ken, hy wil gaan aanbid, hy wil 'n ontmoeting met hierdie God hê. Hy het hierdie reuse taak aangepak om tot by God se tempel in Jerusalem te kom, net om daardeur godsdienstige mense weggewys te word. Weggewys te word op grond van die feit dat hy 'n vreemdeling is en 'n eunuch is. Die derde ding wat ons van hierdie Ethiopiër weet is dat hy besig was om die boekrol van Jesaja te lees. Ja. Toe Philippus by hom aankom. So nou moet jy besef, net dit, 'n boekrol in daai tyd was 'n ongelooflike luukse item. Dis nie soos 'n Bybel wat ons vandag, elkeen van ons het ten minste 2 of 3 in ons huis wat rond lê nie. Dit was iets wat net die rykes kon bekostig. Hoekom? Want boekrolle was met die hand oorgeskryf. Right? Dit was oorgeskryf deur opgeleide skrifgeleerdes. Dit was geskryf op duur perkament, so goed wat 'n baie lang proses gevat het om te maak. So dit was hierdie geweldige intensiewe proses om 'n boekrol oor te skryf. So al hoe jy dit kon bekostig was as jy ryk en of invloedryk was. Maar, nou vra ons vir onsself, hoe die Ethiopiër dan hierdie ding bekom? Okay, ons weet hy was ryk, anders sou hy nie 'n 2-3 maande reis kon onderneem nie. Of, miskien het hy van die koningin se geld, nee, ek speel, dis net my Suid-Afrikaanse konteks wat nou hier inskop. Iemand het waarskynlik gesien, toe hy daar by die tempel kom, en weggewys word. Iemand het dit waarskynlik gesien. En iemand het waarskynlik vir hom gesê, okay, mag dalk nou nie daarin gaan nie, maar ek kan jou help om 'n Bybel, ek kan jou help om 'n boekrol in jou hande te kry, dan kan jy darm meer lees oor hierdie God, as jy hom regtig so graag wil ken. Iemand moes hom gehelp het om dit in die hande te kry. Want as 'n vreemdeling sou hy ook nie geweet het waar om te gaan om dit te kry nie. So, toe die Ethiopiër daar voor die tempelpoorte staan, en hy mag nie ingaan nie, het iemand dit in alle waarskynlikheid raak gesien, en daar iemand het vir hom gesê, hey, ek kan sien jy wil regtig hier wees, ek kan jou nie invat nie, maar kom ek help jou om die God van Israel op 'n ander manier beter te leer ken. Kom ek help jou om 'n boekrol in die hande te kry. Jy lyk vir my so ouer, dit kan bekostig, kan jy bekostig? Ja, kan. Okay, kom ek vat jou, en ek help dat jy die ekwivalent van ons Bybel in die hande kry. Dis die beste wat ek vir jou kan doen. Iemand het hierdie ou raak gesien. Iemand het vir die ou omgegee. Iemand het hierdie ou gehelp om nader aan God te kom. Nou Lukas vertel ons baie spesifiek watter gedeelte die Ethiopiër besig was om te lees. Hy was besig om Jesaja, wat sê julle Bybels? Laat toe gemaak, nee. Jesaja? Dat hy, dankie Jakes, 53 te lees. Okay, so hy was besig om Jesaja 53 te lees. En hier is die amazing ding van, as jy net die lyntjies hier begin trek, Jesaja 53, so van enige plek in Jesaja waar hy besig kon wees, was hy met Jesaja 53 besig. Baie random plek om te begin lees. Nou, en Jesaja 53 gaan oor die lydende dienskneg. Interessant dat hierdie man wat 'n dienskneg is en wat deur hierdie lyding en vernedering in sy lewe al moes gaan, juis hierdie gedeeltes te lees. Toeval? Nee, ek dink nie so nie. Hoe sê daar aan dit Tannie? Toeval? Lig. Okay. So sien God hier, daar's niks toeval as jy die Here glo nie. Hoekom is dit belangrik? Want hierdie Jesus waarvan hy lees, of die God wat mens word waarvan hy hier lees, is relatable. Dis die ding van Jesus, hy is relatable. Terwyl hy godsdienstig is om weggewys het by die tempel, lees hy steeds van die God wat hom beter verstaan as wat hy homself verstaan.
En is juist op hierdie oomblik wat hy besig is om hierdie profesie van Jesus te lees, wat die Heilige Gees dan nou vir Filippus sê, kom, gaan loop daar sommer die wa. En Filippus gehoorsaam, Here, hier gaan ek weet nie wie's op daai wa nie, ek weet nie of het hy 'n wapen en of is hy gevaarlik nie, ek weet nie wat sy gesindheid gaan wees, of wat vra hy vir my gaan vra nie, maar Here, ek vra nie, hier gaan ek weet, dis wat U vir my gesê het, ek moet doen. Nou Filippus kom stap langs die wa, en hy vra vir die Ethiopiër, genade tog, verskoon my, verstaan jy wat jy lees? En die Ethiopiër antwoord hom, nie regtig nie, maar ek het niemand om dit vir my te verduidelik nie. So nou lees ek maar. Hoeveel keer lees jy jou Bybel so? Honest. Okay. Partykeer lees jy, niemand moet vir te verduidelik nie, maar jy lees maar. En Filippus sê vir hom, miskien kan ek jou help. En dan nooi die Ethiopiër om op die wa te klim en saam met hom te ry, want ek kan geen ander rede dink hoekom die Ethiopiër vir Filippus sou nooi om saam met hom te ry, as hy nie geweet het Filippus kan hom help nie. Miskien het Filippus vir hom gevra, waarheen is jy op pad? En miskien het die Ethiopiër vir hom gesê, ag, ek was in Jerusalem, ek het gehoor van die God van Israel, ek wil so graag ingaan en hom in sy tempel ontmoet, ek het 3 maande lank gereis tot hier, en toe ek by die tempel kom toe self, maar ek kan nie ingaan nie. Daar staan net sulke groot borde daar wat sê, ek mag nie ingaan nie. En Filippus vra toe dalk vir hom, nice, wat jy het, wat doen jy vir 'n lewe? En die Ethiopiër sê vir hom, ek werk vir die Kandake van Ethiopië. Ek sou tesourier, en ek dink in daai oomblik het daar hierdie stille besef tussen hierdie 2 mans net gebeur. Die stem van die Heilige Gees het vir Filippus sensitief gestem vir die lyding, die vernedering, die skending van hierdie man se liggaam wat hier voor hom sit, en dit wat hy al in sy lewe moes deurmaak. En die Heilige Gees maak vir Filippus hierdie geleentheid oop om met hierdie ou te praat oor Jesus, die lydende dienskneg. So Filippus het al vir hom gesê, okay, sê vir my wat lees jy, en hy het vir hom gewys. En Filippus het die goed by mekaar gesit hier. Die Messias wat deur mense verag en verstoot is. Die man van lyding wat pyn geken het, vir wie mense hulle gesig weggedraai het. Hallo, klink dit nie vir soos die Ethiopiër se storie nie. Maar ons is eintlik hier besig om direk uit Jesaja uit te lees. Die man wat verag was, wat nie gereken was nie. En Filippus vertel vir hom van hierdie Jesus, wat ons lyding op hom geneem het, wat ons siektes gedra het, wat oor ons oortredings deurboor is, vir ons sondes, hoor die woord, verbrysel is. Selfde wat met hierdie Ethiopiër gebeur het. En dan sê hy, en deur wie se wonde daar vir ons genesing gekom. So hier sit hierdie man, die gebroke man, wat 'n behoefte en 'n verlange het na God. En Filippus sê vir hom, deur Jesus se wonde het daar vir jou genesing gekom, herstel gekom. En skielik gaan daar 'n wêreld vir hierdie Ethiopiër oop. Hy het gekom om God te ontmoet, en by die tempel het hulle vir hom gesê, is jy welkom nie, hy moes leë hande terugdraai, na waar hy vandaan kom, nog 3 maande, nog 2000 kilometer. Maar hier in sy diepste teleurstelling en in sy soeke na God, op hierdie verlate pad, ontmoet hy die Messias. Die seun van die lewende God, die lydende dienskneg van Jesaja 53. Die dienskneg wat sy lyding en sy vernedering so goed verstaan. Hoekom? Omdat Filippus gehoorsaam was aan die leiding van die Heilige Gees. Omdat Filippus nie gedink het, dis benede hom om die groot menigte te verlaat en daar waar die oes ryp is te verlaat en na 'n stil paadjie toe te kom en 'n pad te stap saam met een man. Nou gaan ek terugkom by die vraag, hoekom sal die Here vir Filippus gaan wegvat? Daar waar die sendingveld ryp is en daar waar die oes reg is om gepluk te word, na 'n plek waar daar eintlik niks aangaan nie, waar daar een verlate, verlore ou sielietjie op die pad was. Hoekom? Kom ek sê vir jou hoekom? Want vir God is die verlore een belangrik. Right?
Die hele Lukas 15 gaan net oor hierdie beginsel. Jesus vertel 3 gelykenisse om hierdie waarheid te onderstreep, dat die verlore een is vir God belangrik. Jesus sê, 'n skaapwagter het 100 skape, een raak weg, wat doen hy? Hy los die 99 en hy gaan soek die verlore een, die missing een. Jesus sê, 'n vrou het 10 muntstukke, een raak weg, wat doen sy? Sy steek 'n lamp op, sy gryp 'n besem, sy vee haar huis uit, want sy soek die missing een, en sy soek hom tot sy hom kry. Jesus sê, 'n pa het 2 seuns, dis die 3de gelykenis, hy het 2 seuns, een dring aan op sy erfporsie, vat die pad en loop, en toe sy geld uitgemors is, en hy sukkel om te oorleef, toe besluit hy gaan terug na sy pa se huis toe, en toe sy pa hom sien, wat doen sy pa? Jy gaan weg? Nee, hy hardloop uit, en hy omhels die missing een. Ok, kom ons doen gou iets van, net om julle wakker te kry, is julle nog by my? Hier ergens in hierdie kerk is daar 'n missing muntstuk, 'n missing skaap en 'n verlore seun. En as jy hom kry, kan jy vir jou 'n pakkie sweeties hier voorkom haal. So kyk, miskien voel jy hierdie woorde vandag baie diep in jou gees, want jy het 'n verlore een in jou lewe. Miskien 'n ouer. Miskien 'n kind. Miskien 'n vriend of vriendin. En 99 uit 100 is 'n verskriklike goeie gemiddeld tot die verlore een jou verlore een is. Dan begin die verlore een saak maak. Right, so God vra vandag, wie kan ek stuur na die verlore een toe? Wie's bereid om gehoorsaam te wees aan die leiding van die Heilige Gees? Nou gaan ons nog ietsie pret doen, dis ook op die kry waar hy staan. So ek soek 'n klein maatjie. Wie is bereid om my te kom help? 'n klein maatjie. Nou Tannie Tanya gaan jou gou help, jy gaan nou daar agter die gordyn ingaan. Okay, nou Tannie Tanya gaan saam jou, wat. Tannie Tanya gaan saam jou stap, sy gaan jou help. Dankie Tannie Tanya. Tannie Tanya is daar by die kleuters. Julle sien haar nooit in die kerk nie, dis nie oor sy die kerk toe kom nie, dis oor sy altyd by die kleuters is. Dankie Tanya. So hulle gaan gou daar agter ietsie doen. En dan gaan ek so 'n bietjie aangaan, dan gaan ons hulle nou uitbring. Ek sê julle kom haal, hoor? God vra, wie kan ek stuur na die verlore een toe? Maar as ons daaraan dink, dat God ons na iemand toe stuur, om hulle te red, dan raak ons benoud. Ons raak benoud. Ons klap toe. Want ek weet nie hoe om dit te doen nie. Ek weet gewoonlik nie wat om te sê nie. Ek weet nie genoeg van die Bybel om die ou se vrae te kan antwoord nie. Ek hou nie daarvan om vir mense te bid nie. Eintlik julle is ek 'n introvert en ek hou nie regtig daarvan om gesels met mense aan te knoop nie. En elke ander verskoning wat nou in jou kop opgekom het. Elke ander verskoning. Ek het goeie nuus vir jou vandag. Jy hoef nie al die werk te doen nie. Ons dink dikwels aan evangelisasie as iemand wat na 'n ou toe stap, vir hom van die Here vertel, en as daai ou wegstap, dan het daai een sy hart vir die Here gegee. Hey, Basilea familie, newsflash, dit is nie hoe dit werk nie. Dit is nie. Dis baie selde dat iemand in 'n eerste ontmoeting, wat hy van Jesus hoor, sy hart vir die Here gee. Die meeste mense is ergens op 'n spektrum van 0 tot bekeer. Okay? Evangelisasie is 'n spansport. Die Bybel sê dit vir ons. Kom ek wys dit net vir jou vanoggend, dat ek dit net vir jou visueel illustreer. Hier het ek 'n ketting. Ek weet ook nie hoekom ek 'n ketting in die huis nie, ek nog gekry. Okay. Weet jy of dit friksie nie? Ek weet ook nie wat beplanne om dit om te doen nie, maar hier's 'n ketting. Okay. Hierdie ketting het 'n klomp skakels. En sonder een van hierdie skakels is die ketting nie 'n volledige ketting nie. Okay? En dink aan jou eie verlossingsverhaal, sommer net vir 'n oomblik. Baie min van ons het hierdie een aha oomblik gehad en wat ons harte vir die Here gegee het. Daar was 'n klomp klein goedjies wat met ons gebeur het. Mense wat vir ons gebid het, mense wat met ons gepraat het, goed wat ons gesien het, die Heilige Gees wat met ons gewerk het. En uiteindelik het ons op 'n punt gekom waar ons Jesus se verlossing vir ons lewe aanvaar. Maar daar was 'n klomp gebeure tussenin. Tussen die begin, die 0 en die bekeer. Okay? Tussen verlore en verlos.
was daar 'n klomp goed wat gebeur het. Dit was nie vir jou noodwendig 'n eenmalige ding wat gebeur het. Een groot ding het gebeur, jy het Jesus daar ontmoet en het Jesus daar aanvaar nie. Jy is blootgestel deur die Heilige Gees aan Jesus op verskillende maniere. Okay, kom ek illustreer dit vir jou op 'n ander manier. Dan gaan ek gou hoor of is ons maatjies reg. Okay, so het ons vir Lienke, maar sy is nie vandag Lienke nie, sy is die Ethiopiër. Okay, Lienke, jy gaan van my daaronder gaan staan, sien nie die streepies op die grond? Sien die streepies op die grond? Okay, maar nou wil ek net sê, wie is Lienke se pappa? Okay, Lienke se pappa, jy's Filippus, kom. Okay, Filippus, jy kan net hier in Jerusalem wag, ek sal vir jou sê, wanneer dit jou beurt is. Okay, Lienke, gaan staan daar by daai eerste streepie. Okay, en elke keer as ek vir jou sê, moet ek lyk sy nie klap nie, geen net vir hande klap nie, staan jy net daar. As ek vir jou sê, dan gee jy 'n treetjie vorentoe, tot op die volgende streepie, is jy reg? Okay, so Lienke gaan vir ons wys wat met hierdie Ethiopiër gebeur het, en het julle gesien ons fancy wa? Ons het 'n fancy wa, ons wou nie die doos sit, maar ons wou nie die dekor, so ons het hier so 'n mooi kruiwa. Okay, dis die Ethiopiër se wa, jy gaan nou hom klim. Okay, toe maar, moenie worry nie, Filippus gaan jou help. Okay, so hier het ons die Ethiopiër, hier het ons hierdie streepies, dit is die van verlore tot verlos, daar is die kruis, dis verlos, né? Dis wat ons daar uitgebeeld het. Ons het die Ethiopiër se wa, en kom ons beeld dit visueel uit, wat waarskynlik met hierdie ou gebeur het. Okay, Ethiopiër is reg. Right, my skat. Okay, so iemand het vir hierdie Ethiopiër waarskynlik vertel van God. Miskien sy ouers, miskien 'n vriend, miskien iemand wat saam met hom gewerk het, so jy kan een tree vir ons vorentoe gee. Yes, dat hy verstaan die game. En miskien toe hierdie trauma, toe hy nou deur hierdie trauma gegaan het, toe hy eenig geword het, het iemand hom in liefde versorg en bemoedig, en daai iemand was 'n kind van die Here. En dit het hom 'n bietjie nader aan die Here getrek. Jy kan vir ons nog een tree vorentoe gee. Dis hy. So besluit die Ethiopiër, hy gaan nou Jerusalem toe, en toe hy in Jerusalem kom, toe al die Jode eintlik met hom vreeslik vriendelik, so sy belewenis van God deur hulle was baie positief. Ek kan my nog 'n tree vorentoe gee. Is dit nie die cuteste Ethiopiër wat julle al ooit gesien het? Maar dan kom hy by die tempel, en die tempelwagte jaag hom weg, geef my een tree terug. Dat hy, een tree terug. Dit kan ook gebeur. Jy kan ook deel wees van die rede dat iemand 'n tree teruggee in hulle geloofsreis. Toe hulle die tempelpoort moes omdraai, toe staan 'n vriendelike persoon wat sy hand op sy skouer sit en hom bemoedig en vir hom dalk gesê het, hy toe maar ou maat, hierdie godsdienstleerders dink hulle kan God by die tempel beperk, maar ek sê vir jou, die God van Israel kan nie beperk word nie. En dadelik word die Ethiopiër opgebou, 2 tree vorentoe. Asai. En hierdie selfde Ethiopiër word toe by 'n plek gebring waar iemand vir hom 'n Bybel gee, die boekrol gee. Okay, daai het sy die boekrol in haar hand, wys vir almal jou boekrol. Ek het hard gesoek vir daai rolletjies gister, okay? So en hy begin dit lees en dis vir hom so wonderlik om dit te lees, 2 tree vorentoe my skat. Dis hy. En dan klim hy in sy wa en nou sy op pad terug. Okay, papa, jy kan hom maar net help met die wa, ek klim sy 'n rokkie aan. As my skat, is nie almal wat kan sê dat in die kerk in 'n kruiwa gery nie. Miskien moet jy sit, my liefie. Miskien moet jy sit, nou val jy. Pas hy. Okay. Nou is hy in die wa op pad terug, besig om die boekrol wat hy gekoop het te lees, en ergens is daar nog iemand wat vir hom bid. Okay, so dit was die 1 tree vorentoe. En dan kom Filippus gehoorsaam aan die Heilige Gees op hierdie stil paadjie, en hy klim saam met hom op die wa, moet asseblief saam. En terwyl hulle so loop, jy kan hom maar so stoot tot by die eindstreep. Terwyl hulle so loop, vertel Filippus vir hom van die Here. En hy kom by daai punt waar hy die kruis van Jesus verstaan. En na hy die kruis van Jesus verstaan, sê hy, ek wil gedoop word. Dis hy. Kom ons geef hulle 'n lekker handklap. Dis sommer net 'n lekker prettige manier om dit vir die kinders uit te beeld. So die kruiwa is totally underwhelmed, want hy voel hy het nou net hierdie kort entjie die kerk gery. Ek wou dit so gedoen het, maar toe besef ek die trappies gaan ons bietjie verhinder vandag. Okay.
Maar Basileia familie, dit is gewoonlik hoe iemand se redding gebeur. Dit gebeur baie selde in een groot oomblik, deur een begaafde persoon wat die evangelie deel. Daar's altyd 'n aanloop. En die persoon wat jy na hierdie diens, hier buite die kerkterrein raakloop, die ou agter die teller by Checkers, of die kelner by die restaurant, as jy nou nie vandag saam met ons gaan eet nie, is ergens op die spektrum van verlore na verlos. As hulle nie reeds verlos is nie. En jy, Basileia familie, het die geleentheid om daai ou een treetjie aan te help op sy reis na verlos toe. Op sy reis na Jesus toe. En vir baie van ons wat vandag hier sit, is dit 'n daunting gedagte om, as ek vir jou sê, jy moet gaan evangeliseer, jy moet Jesus met mense deel. En jy sit dalk en jy sê, okay Dominee, wees net bietjie prakties. Hoe doen ek dit? En daarmee wil Filippus se verhaal ons vandag help. So ek wil vandag, en ek gaan dit baie kort hou, byt dit met my vas. Kom ons gaan van pret na prakties. Die vraag is, hoe help ek iemand om te beweeg nader aan sy verlossing? Hoe help ek iemand om 'n treetjie te gee op reis na die kruis van Jesus? Nommer 1, wees beskikbaar vir die Heilige Gees. Ek dink daar is 'n poetjie ons onsself eintlik. Handelinge 1 vers 8 sê, jy is deur die Heilige Gees bekragtig. Jy. Nie net die dominee nie net die sendeling op die sendingveld nie. Handelinge 1 vers 8 wat jy vanoggend saam met my gelees het, dis waaroor jou. Kom ons lees hom weer. Maar julle sal krag, ekskuus. Nou maak ek met julle soos die kinders. Ek kan julle regtig nie hoor nie. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees. Dis hy. Dink dit aan 'n hofsituasie. Wat doen 'n getuie in die hof? 'n Getuie hoef nie 'n waterdigte saak te maak nie. Jy hoef nie al die antwoorde te hê nie. Jy hoef nie die Bybel uit jou kop uit te ken nie. Dis die prokureur se werk. Die getuie moet net sy storie vertel. En as jy hier sit en het Jesus as jou verlosser aangeneem, het jy 'n storie om te vertel. En die ou wat die Here oor jou pad bring, het nodig om my storie te hoor. Okay. Nie almal is opgeroep om hier te staan of vir die sendingveld buite in die buiteland te gaan werk, of om 'n Bybelkenner te wees, 'n teoloog te wees nie, maar elke Christen is opgeroep om 'n getuie te wees. Right, nommer 2, gee gehoor aan die inspraak van die Heilige Gees. Die Heilige Gees het vir Filippus gesê, gaan nader en stap saam met die wa. En die meeste van ons sal hierop antwoord en sê, okay, God, en dan wat? Filippus het dit nie gedoen nie. Ons soek die hele plan. Filippus het gesê, is reg, ek gaan. Die Heilige Gees gee nie altyd vir ons die hele plan nie. Hy sal partykeer vir jou sê, stuur daai WhatsApp. Of hy sal vir jou sê, maak daai oproep. Of hy sal sê, gaan knoop 'n geselsie aan. Of hy sal sê vir jou, nooi daai persoon saam met jou uit kerk toe. En al wat jy moet doen is om in daai oomblik gehoor te gee aan die leiding van die Heilige Gees. Die Heilige Gees beweeg ons nie altyd om 'n berg te skuif nie, maar om iets klein en eenvoudig te doen, om iemand anders 'n treetjie nader aan hulle verlossing te kry. Nommer 3, glo dat die Heilige Gees klaar met daai ou besig is. So Filippus was nie per toeval daar by die Ethiopiër se wa nie. God was reeds besig met hom. En in hierdie Ethiopiër se honger na God, sy mislukte reis na Jerusalem, sy bestudering van die boekrol, sy vrae oor Jesus, kom Filippus nader. Stuur die Heilige Gees om. En dieselfde is vandag waar. Jy is dalk net een gesprek in 'n baie langer storie, in 'n baie langer reis wat God met hierdie ou besig is. Is jy net een skakel? Okay. Maar God is reeds besig met daai ou. Ons moet dit glo. Right, nommer 4, wys vir mense Jesus. Daar staan Filippus het die evangelie van Jesus toe nou aan hom verkondig. So Filippus se fokus was nie godsdiens nie. Hy het nie vir hierdie ou gesê, hoorie, so jy moet daar saamkom by ons kerk doen ons dit sis en so en dis die tradisies wat ons het nie. Hy het ook nie politiek met hom gepraat nie. Hy het Jesus met hom gepraat. Praat met mense Jesus. Moenie bang wees om elke gesprek terug te vat na Jesus toe nie. Maak nie saak of mense jou label as 'n Jesus freak, ons het nou die dag daar gepraat, as 'n Jesus freak nie. Mag dit waar wees van my,
en van my lewe, as mense van my stories vertel eendag, dat ek elke gesprek teruggevat het na Jesus toe. Daar was 'n tyd in my lewe wat ek nie vir mense gesê het ek's 'n predikant nie. Sommer net 'n stukkie belydenis of getuienis, wat ek nie vir mense gesê het ek's 'n predikant nie. Want as jy dit vir mense sê, so een van twee reaksies is, okay, of, okay. En ek was bang vir die okay. Maar miskien is dit juist die deur wat die Here vir my gegee het. Om vir mense te sê, hey, ek's 'n predikant, ek's daar by Basileia gemeente, kom ek in jy gesels 'n bietjie, is daar iets vir jy wonder, is daar 'n vraag wat jy het? Okay. En nommer 5, en dis die laaste punt, en hiermee gaan ek die vliegtuig na vir julle land. Stel vir jouself 'n target. Stel vir jouself 'n teiken. Wat bedoel ek daarmee? Soos met enige iets in die lewe, as jy nie vir jouself 'n teiken skiet nie, gaan jy mis. Teiken stel nie, gaan jy mis skiet. Okay. So jy moet vir jouself 'n doelwit stel. 'n Teiken. Daar is iemand in jou lewe, en as jy dink daar is nie, dink mooi. Daar is iemand in jou lewe wat ver van God af is. Amen? Alright. Okay? Iemand wat nie vir Jesus ken nie, of wat vir Jesus ken, maar nie in Jesus belangstel nie. Iemand wat nog nooit 'n besluit gemaak het vir Jesus nie. En miskien is dit iemand wat naby aan jou hart is. Miskien is dit dalk net 'n kollega of 'n kennis, maar die Heilige Gees druk op hierdie oomblik 'n naam in jou hart, in jou gedagtes. En ons laaste oefening wat ons gaan doen is, ons het vir jou so 'n kaartjie gemaak. Dis 'n +1 kaartjie. Okay. Ek moet sê ek het hierdie idee gesien by iemand anders, so ek leen hierdie idee, maar dis jou +1. Okay? Dis hoe hy lyk. Daar staan bid, nooi, stap saam. Dis jou doelwit. Jy wil vir daai ou bid, jy wil hom uiteindelik saam nooi kerk toe, en jy wil langs hom inkom, soos Filippus langs die Ethiopiër ingekom het, en saam met hom stap. Okay, skryf maar die ander skyfie. Dis wat jy gaan invul. Okay? Daar's 'n baie groot blokkie daar, wat sê, die naam van my +1. So as jy nou daai naam in jou hart het, vanoggend gaan jy hom daar groot skryf. Right? En dan is daar 'n datum. Nou, dink jy, hoekom 'n datum en 'n handtekening? 'n Handtekening is maar net om te sê, ek onderneem om dit te doen. En die datum is, sodat jy eendag kan teruggaan na hierdie kaartjie toe, en kan sê, Jessie, daai tyd het ek al vir daai ou begin bid, en het ek al die pad saam met hom begin stap, en vandag is hy 'n kind van die Here. Want jy gaan nie ophou, tot hy 'n kind van die Here is nie. Right. Al wat jy nou moet doen, is jy vat daai kaartjie, en jy skryf die naam daarin, jy skryf die datum daarin, en jy sit jou handtekening daarop. Ek wil nie die kaartjie hê nie, jy gaan my huis toe vat. En nou wil ek hê, jy moet hom gaan ergens sit, waar jy hom elke dag gaan sien. Okay? Nie in jou Bybel, as 'n boekmerk nie. Dis joune, om huis toe te vat. Maar, ek wil jou iets vra. Wanneer jou +1 eventually saamkom kerk toe, ek wil hê as jou +1 eventually kerk toe kom, dat jy vir my kom vertel. Dat ons hierdie stories met mekaar moet deel. Ek weet van 'n +1, waar is hy vandag? Daar sit 'n +1. 'n +1 vir wie daar baie hard gebid was, wat kerk toe gekom het. En nou net so deel is van die lewe van die kerk. Ek wil jy moet die oefening ernstig opneem. Dit is nie om jou te vermaak of om ons groen karton te mors nie. Hemelse Vader, U sien deur ons elkeen vandag. U ken ons hart in hierdie oomblik. U ken ons vrees, U ken ons onsekerheid. U weet wat ons verskonings is, wat ons altyd gebruik. U weet ook daar waar ons al gemaklik geraak het en opgehou het om onsself aktief in te span om die koninkryk van God te bou. U weet wanneer laas ek die evangelie met iemand gedeel het en of ek dit al ooit gedoen het. U weet dit alles van my. Maar ek bid, Heilige Gees, dat U deur hierdie kerk en deur hierdie gemeente en deur ons elkeen se hart vandag sal kom waai. Dat U dit wat dood is weer sal kom opwek. Dat U dit wat passief geraak het weer aktief sal kom maak. Dat U in ons 'n nuwe passie en 'n ywer vir die evangelie sal kom gee. Ons bid vanmôre vir die losmaak van die belofte van Handelinge 1:8, Here. Vir Basileia gemeente. Here, kom stort U Gees in ons uit, sodat ons U getuies kan wees in Witbank. Here, sodat ons onbeskaamd vir mense van U sal vertel. Here, sodat ons langs die wa
van iemand sal kom stap. En dat ons hulle kan help van verlore na verlos. Dat ons daai een skakel in die ketting kan wees. Gebruik ons, Here. Ek bid, Here, dat U vandag 'n kerk van Filippusse sal kom oprig. Mense wat geesvervuld is. Mense wat bereid is om te gaan daar waar U lei. Dat ons saam met verlorenes sal loop. Dat ons Jesus vir mense sal wys. En dat ons die oes vir U koninkryk sal insamel. Here, kom mobiliseer ons. Kom skuif ons vanmôre. Kom gee U hart in ons. Kom gee ons daai hart vir die verlore een. En kom gee, Here, vir ons uithou vermoë, dat ons nie sal moedeloos raak of sal opgee, totdat hierdie naam wat ons vandag op hierdie kaartjie skryf, ook die verlossing van Jesus se kruis vir sy of haar lewe aanvaar het nie. U sê in Galasiërs 6 vers 9, laat ons nie moeg word om goed te doen nie, want as ons nie verslap nie, sal ons op die bestemde tyd die oes insamel. Mag dit waar wees van Basileia. Stuur ons, bemagtig ons, gebruik ons en sterk ons, Here, deur U Gees, om getuies van Jesus Christus te wees. Amen. Kom ons staan saam. Ek bid dat die Here jou sal seën en dat die Here jou sal beskerm, dat hy tot jou redding sal verskyn en jou genadig sal wees, dat hy jou gebede sal verhoor en aan jou sy vrede sal gee, maar ek bid vandag bo alles, en dis die seën wat ek oor jou uitspreek vandag, dat die Here jou sal gebruik om 'n kragtige getuie vir die koninkryk van God te wees.